Hallo julle en welkom by hierdie week se refleksie. Die idee van hierdie podcast is dat ek en jy eenvoudig 'n bietjie terugkyk na wat ons in die afgelope Sondag in die preek beleef en gehoor het. Soms 'n preek wat ek self gedoen het, maar anders net een wat ek geluister het. En ons dink hierdie week 'n bietjie verder daarna, nie net aan wat gesê is nie, maar ook veral wat dit vir my en jou lewens beteken vir die week wat voorlê. Ek wil begin met 'n eenvoudige vraag. Wat doen jy die heel eerste ding in die oggend? Is jy soos baie van ons wat skielik jou foon kry nog voordat jy eers koffie gedrink het en binne 'n paar sekondes sien jy dalk 3 wêreldkrisisse, 'n politieke skandaal, misdaadstatistieke en 'n video oor 'n oorlog wat aan die ander kant van die wêreld besig is om uit te speel. Ek en jy leef in 'n tyd waar ons meer weet as enige generasie voor ons. Met een klein toestelletjie in ons sak kan ons amper enigiets ondersoek. Jy kan uitvind hoe ver is die son van die aarde af. Jy kan binne sekondes leer hoe jou brein werk. Jy kan feitelik enige vraag vir Google gee en 'n goeie antwoord kry. Maar hier is die vreemde ding. Die belangrikste dinge in hierdie lewe kan jy nie vir Google nie. Jy kan nie vir Google vra wanneer iemand regtig vir jou lief is nie. Jy kan nie vir Google vra wanneer God naby jou is as dit donker word nie. Jy kan nie vir Google vra hoe ons moet glo wanneer 'n wêreld rondom ons begin skud nie. Want Google sien net data. Geloof sien 'n ander soort realiteit raak. En in Hebreërs 11 kry ons een van die mooiste beskrywings van geloof. Van wat dit beteken om te glo in die hele Bybel. Ons lees om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, geloof is 'n manier van kyk. Dis om 'n werklikheid raak te sien wat nie altyd met jou oë sigbaar is nie. En dan 'n interessante ding. Hierdie brief van die Hebreërs is geskryf aan mense wat regtig moeg was. Mense wat druk ervaar van alle kante af. Sommige mense het alles wat hulle het verloor. Ander het begin wonder, is dit die moeite werd om te glo, om aan te hou glo, om deur te druk? En die skrywer antwoord hulle dan nie met mooi en ingewikkelde filosofiese argumente nie. Hy vertel vir hulle stories. Hy wys vir hulle 'n hele galery van mense wat voor hulle geleef het. Mense wat hulle ken. Abel, Henog, Noag, Abraham, Sara en Moses. Geloofshelde en elke keer hoor jy dieselfde ritme. Omdat hulle geglo het. Omdat hulle geglo het, het Abel 'n offer gebring. Omdat hy geglo het, het Noag 'n skip gebou nog voor die vloed gekom het. Omdat hy geglo het, het Abraham weggetrek sonder 'n padkaart, sonder om te weet waar hy sou uitkom. Dink net vir 'n oomblik mooi daaroor. Noag bou 'n boot vir 'n storm terwyl dit nog nie reën nie. Abraham stap die wêreld in sonder 'n kaart of 'n GPS. Sara glo in 'n kind waar liggaam lankal vir haar sê dis onmoontlik. Hierdie mense was nie helde omdat hulle alles verstaan of party goed mooi reg gekry het nie. Hulle was mense wat geleef het asof God se beloftes vir hulle werklik is. Asof die dinge wat hulle voor hulle oë nie kan sien nie, 'n werklikheid is. En die Bybel sê op 'n stadium oor Moses. Hy het volgehou soos iemand wat die onsigbare sien. Ek hou baie van hierdie frase. Iemand wat die onsigbare sien. En hierdie frase beskryf presies wat vir my en vir jou wat geloof doen. Dit maak 'n ander werklikheid vir my en vir jou sigbaar. En tog weet ons, dis nie altyd maklik nie. Selfs Johannes die Doper het daarmee gesukkel. Johannes die Doper sit in Matteus 11 in die tronk. En hy is die man wat Jesus aangekondig het, wat sê, daar is die lam van die wêreld wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Maar nou sit hy in 'n tronksel en Johannes begin
twyfel. Die wêreld lyk nie vir hom na God se koninkryk nie. So hy stuur 'n boodskap na Jesus toe. En hy vra vir Jesus, is U die een wat sou kom of moet ek iemand anders verwag? Dis so 'n eerlike vraag. Maar soms gebeur dieselfde met my en met jou. Ons het 'n sekere draaiboek in ons kop oor hoe God moet werk. Ons dink God gaan vinnig ingryp. Ons dink God gaan onreg onmiddellik regstel. Ons dink God gaan elke probleem vir ons oplos. Maar dan gebeur dinge 'n bietjie anders. En dan is ons moedeloos. En Johannes het waarskynlik gewag dat die Messias met oordeel sou kom. Die oordeel wat hy verwag het. Maar Jesus antwoord vir Johannes anders. Hy antwoord hom eintlik vreemd. Hy sê vir die boodskapper, gaan vertel vir Johannes wat julle sien. Blindes sien, lammes loop, armes hoor die goeie nuus. Met ander woorde, God is besig om te werk, maar nie volgens hierdie draaiboek van Johannes nie. Nie volgens my en joune nie. En soms sit ek en jy ook in 'n tronk van teleurstelling omdat God se draaiboek nie lyk soos ons verwagtinge nie, maar dit beteken nie God is nie daar nie. Miskien is dit juis waar Jesus se uitnodiging Matteus 11 so ongelooflik mooi word. Waar ek en jy moet hoor. Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir julle rus gee. Dink vir 'n oomblik daaroor, ons wêreld gee vir ons 'n baie swaar juk om te dra. Ons wêreld sê vir ons, jy moet alles weet. Ons wêreld sê, jy moet elke nuus opdatering volg. Jy moet elke comment section lees. Jy moet 'n opinie hê oor elke krisis. Jy moet die wêreld se probleme verstaan. Jesus sê vir my en vir jou iets heeltemal anders. Hy sê my juk is sag en my las is lig. En hy nooi ons nie om alles te kom uitfigure nie. Hy nooi ons om naby hom te wees, naby hom te leef soos 'n kind. En 'n kind leer nie deurdat hy alles verstaan of analiseer nie. 'n Kind leer deur na sy pa te kyk. En dan gaan doen hy eenvoudig dieselfde as wat sy pa doen. En dis wat geloof beteken. Geloof is om jou lewe te bou op vertroue. En hier is iets wat my altyd tref wanneer ek Hebreërs 11 lees. Hierdie hoofstuk eindig nie met oorwinningsstories van hierdie geloofshelde nie. Die hoofstuk eindig met mense wat swaar gekry het, misluk het. Party is gemartel, party is vervolg. Party het in armoede geleef. En tog sê die Bybel oor elkeen van hulle hier in Hebreërs 11, die wêreld was hulle nie werd nie. Want hulle geloof is nie gebaseer gewees op resultate nie, hulle geloof was gebaseer op vertroue. Op hierdie God wat hulle nie kan sien nie, en daarom kan ons die hele boodskap van Hebreërs 11 amper in 3 eenvoudige woorde opsom. Vashou, aanhou en uithou. Vashou, uithou en aanhou. Vashou wanneer die wêreld rondom jou begin skud. Uithou wanneer jy in daardie tronk van teleurstelling sit. En aanhou om die volgende stap te neem, selfs wanneer jy nie weet hoe die pad voor jou lyk of die kaart kan sien nie. Miskien is daar ook iets baie prakties wat ek en jy hieruit kan haal. Veral as ons vra, wat moet ons hierdie week hiermee doen? Want ons leef in konstante geraas. Ons word oorval deur inligting. En soms vernietig dit ons vermoë om met hoop te kan leef. So miskien is een van die goed wat ek en jy, een van die geestelike goed wat ons kan gaan oefen, om vir 'n oomblik die nuus af te sit. Om vir 'n oomblik die stroom van kennis net 'n bietjie terug te draai. Nie omdat jy die wêreld moet ignoreer nie. Gewoon omdat jy jou hart moet beskerm. Want as jy elke tragedie van die wêreld op jou skouers probeer dra, dan gaan jy iewers knak. Want geloof sê vir my en vir jou, God dra die wêreld. En jy mag rus in God se teenwoordigheid, jy mag gaan leef
sonder hierdie bekommernisse. Jy mag gaan fokus op die goeie koring wat God voor jou laat groei. Die koring wat jou honger gaan les. Selfs in 'n wêreld waar daar net onkruid is. En uiteindelik kom alles terug na Jesus se eenvoudige uitnodiging vir my en vir jou. Kom na my toe. Nie kom wanneer jy alles verstaan nie. Nie kom wanneer jy alles weet nie. Nie kom wanneer jy al jou vrae opgelos het en al die antwoorde gekry het nie. Net kom. Want geloof beteken nie om alles te weet nie. Geloof beteken jy vertrou iemand. En miskien leef ons vandag in 'n wêreld wat meer weet as ooit. Maar hierdie wêreld vertrou minder as ooit. Die Bybel roep ons om nie alles te weet nie. Dit roep ons nie om alles te weet nie, dit roep ons om te leef soos mense van Hebreërs 11. Mense wat gewoon vir God raak sien, die onsigbare raak sien. So wanneer hierdie geraas van die wêreld jou begin oorweldig, onthou 3 woorde. Vashou, uithou en aanhou. Skryf dit iewers neer. Tot volgende keer. Jy moet 'n wonderlike week hê.